Lady en die Vaabond. Een ou Kersaand gee Koos vir sy vrou Skatlam 'n geskenk. Skatlam maak die geskenk versigtig oop en daar spring 'n klein hondjie uit. "O, wat 'n pragtige klein hondjie," sê Skatlam. "Kom ons noem haar Lady." Teen slapenstyd maak Koos vir Lady styf toe in 'n gesellige mandjie. "Dis jou eie bed," sê Koos. Maar Lady wil nie in haar eie bed slaap nie. Sy voel eensaam. Sy klim toe maar by die groot trappe op en kry toe 'n baie gesellige plekkie om te slaap, op Koos en Skatlam se bed, by Koos se voete. Elke dag word Lady 'n bietjie groter. Sy doen baie belangrike taakies in en om die huis. Elke oggend maak Lady vir Koos wakker. Dan bring sy vir hom sy pantoffels. Lady blaf goeiemôre vir al die voëls en die skoenlappers en sy leer selfs om die koerant te vang en dit huis toe te dra. Sommer gou maak Lady vriende met die ander honde in die buurt. Daar is 'n hond met 'n treurige gesig. Sy naam is Waaksaam. Daar is 'n stewige Skotse terrier met die naam Scotty. Scotty wys vir Lady waar hy al sy bene begrawe. Hulle drie speel heerlik saam. Wanneer Koos van die werk af by die huis kom, fluit hy. En Lady hardloop na hom toe om hom te groet. Koos streel haar dan en sê, "Slim hond." Na ete lê Lady opgekrul voor die kaggel. Skatlam brei klein kleertjies. "Daar's nou nog net 3 van ons," sê Skatlam, "maar een van die dae is daar 'n baba. Dan is ons 4. Lady is baie opgewonde. Een stormagtige nag kom die dokter na die huis toe. En daardie nag is die baba gebore. Die volgende oggend loer Lady by die kamer in. "Kom Lady, ontmoet die nuwe baba," sê Skatlam, "maar moet haar nie wakker maak nie." Lady kyk na die slapende babatjie. "Wanneer die baba groter is, kan julle lekker saam speel," sê Skatlam. Lady waai sterd. 'n Nuwe baba in die huis. Hoe opwindend. Eendag sê Koos vir Lady, "Ons gaan vir 'n paar dae weg. Tannie Sarah kom 'n bietjie hier help en jy moet ook help." "Lady sal 'n goeie baba oppasser wees," sê Skatlam met 'n glimlag. Koos en Skatlam is haastig. Hulle vertrek net toe tannie Sarah daar aankom. Tannie Sarah lyk baie kwaai en Lady kruip agter die deur weg. Toe hardloop sy boontoe om die baba op te pas. Die baba glimlag vriendelik vir Lady, maar tannie Sarah is kwaad. Sy swaai die besem na Lady se kant toe en slaan 'n tafel om. En Lady hardloop weg. "Buite, jou nare hond," gil tannie Sarah. "Trap hieruit en bly buite." Arme Lady, niemand het haar nog ooit 'n nare hond genoem nie. Sy sluip daar weg met haar ore plat getrek. Lady stap en stap en niemand sien haar eers raak nie, behalwe 'n paar wrede honde. Hulle blaf vir haar. Lady hardloop en hardloop. Uiteindelik hardloop sy by die stasie in. Daar is nie 'n siel nie. Sy val uitgeput neer en raak aan die slaap. Vroeg die volgende oggend kom 'n trein by die stasie ingestoom. 'n Groot sterk hond spring uit. Sy naam is Vaabond. Vaabond reis van plek tot plek en hy sorg vir homself. Vaabond rek hom heerlik uit. Hy voel in sy element in hierdie nuwe plek. Toe sien hy vir Lady raak. Eers is Lady bang. Sy onthou die wrede honde wat vir haar geblaf het en gejaag het.
maar Fabond lyk vriendelik. Lady hou van sy gesig. Woef, woef, blaf Fabond opgewonde. Hy hou sommer dadelik van Lady, en die twee stap saam daar weg. Lady vertrou vir Fabond. Kort daarna kom hulle by 'n hoenderplaas. Fabond se oë skitter ondeend. Hy grawe 'n gat onder die heining. Lady hou vir Fabond dop. Dan kyk sy na die hoenders. Sy het nog nooit voorheen hoenders gesien nie. Lady klim saam met Fabond deur die heining. Kraas, kikkel, kraai! Die hoenders is bang. Lady is ook bang. Maar Fabond, hy geniet die pret. Fabond en die hoenders maak 'n groot lawaai. En skielik kom 'n hondevanger daar verby. En Fabond hardloop weg. Maar Lady kan nie vinnig genoeg wegkom nie. Die man gryp haar en gooi haar in sy wa. Wat moet Lady nou doen? Fabond het verdwyn. En sy is in 'n hok toegesluit. Daar is vreemde honde oral om haar. Maar hierdie honde is darm vriendelik. Hulle hou van die pragtige klein Lady. Hulle verseker Lady dat sy veilig sal wees. Sy het mos 'n naamplaatjie aan haar halsband. En jou waarlik, die volgende dag neem die hondevanger vir Lady huis toe. Tant Sarah is nie bly om Lady te sien nie. Sy sit 'n groot ketting om Lady se nek. Bly buite, skree sy. Lady kan daardie nag nie slaap nie. Sy hoor 'n geritsel in die blare. 'n Rot! Hy hardloop reguit huis toe. Lady wil agter die rot aan hardloop, maar die ketting hou haar terug. Fabond hoor Lady se geblaf en hardloop nader. Hy het haar oral gesoek. Net toe breek Lady se ketting. Lady en Fabond hardloop in die huis in, en hulle jaag die rot by die trap op. Hulle kry hom onder die leunstoel in die baba se kamer. Fabond weet presies wat om met die rot te doen. Fabond is uitgeput na sy suksesvolle vangs. Skielik storm tant Sarah by die kamer in. Sy jaag Fabond tot binne in die klerekas. Toe slaan sy hom met 'n besem. Op daardie oomblik kom Koos en Skatlam met 'n huurmotor daaraan. Dank die hemel julle is terug, sê tant Sarah. Ek het 'n groot brak in die babakamer gekry en die klein brakkie het my nie veel gehelp nie. En sy wys na Lady. Wat het gebeur, Lady? Vra Koos. Lady blaf en spring op en af. Sy wil iets vir ons sê, sê Skatlam. En Lady hardloop boontoe en Koos volg haar. Lady draf tot by die leunstoel waar Fabond die rot gevang het. Koos sien die dooie rot wat daar lê. Hy weet dadelik wat gebeur het. Daardie hond het gehelp om ons baba te beskerm, sê hy. Fabond sluip by die kas uit. Jy's 'n dapper hond, sê Koos. Jy moet altyd hier by ons bly. Dan Sarah sit haar hoed op en stap uit. Fabond raak gou deel van die gesin. Elke dag maak hy en Lady eers 'n draai by die baba. Fabond maak ook vriende met Waaksaam en Scotty. En sommer gou is dit weer Kersfees. Koos en Skatlam speel met die baba. En hierdie Kersfees is daar spesiale geskenke. Klein hondjies. Lady en Fabond is baie trots op hulle. Hulle vier almal 'n gelukkige Kersfees saam. Fluit, fluit. My storie is uit.